In die bulletin, die Departement van Justisie het nie genoeg geld om vir die verlenging van die Madlanga-kommissie te betaal nie, en ons Mimi se swanesang laat harte vol skiet van heimwee. Goeiemiddag, dis tyd vir die Pretoria FM visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie Dinsdag die 29ste April. Ek is Esmerie Eysel. Hierdie nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Die Departement van Justisie sê dat hy nie genoeg geld het om die koste van die 6 maande verlenging van die Madlanga-kommissie te dek nie. Die nasionale tesourie het verlede jaar R147 miljoen vir die kommissie toegeken, waarvan slegs R24 miljoen oor is. Die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, sê egter dat sy reeds die minister van Finansies, Ino Godongwana, genader het om 'n bykomende begrotingstoewysing te oorweeg. Sy het ook kommer uitgespreek oor die koste van die langdurige Nkabinde-ondersoek na die geskiktheid van die Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolgings, Andrew Chauke, om die ampt te beklee. Die minister van Basiese Onderwys, Siviwe Gwagube, het die nasionale tesourie gevra om beweerde onreëlmatighede in die verkryging van skoolhandboeke te ondersoek. Dit volg na berigte dat 'n uitgewersmaatskappy wat kort na die uitreiking van tendervereistes geregistreer is, die meeste goedkeurings ontvang het om leermateriaal vir graad 1 tot 3 te verskaf, met potensiële kontrakte ter waarde van meer as R285 miljoen. Volgens die minister se woordvoerder is die beweringe ernstig, aangesien dat die voorsiening van onderrigmateriaal aan meer as 13 miljoen leerlinge kan beïnvloed. Die koeldrankvervaardiger Coca-Cola het 'n omstrede advertensie vir 'n internskap teruggetrek nadat die vakbond Solidariteit regstappe ingestel het. Die advertensie het vereis dat kandidaate swart moet wees, wat Solidariteit as onaanvaarbare rasklassifikasie beskryf het, en sê dit is nie 'n wetlike vereiste nie. Die vakbond se nuus- en publisiteitsbestuurder Pieter Jordaan sê, hulle het die saak ook by internasionale forums aanhangig gemaak. Nou in hierdie geval was dit selfs 'n geleentheid vir werkloses, solank dit net nie 'n wit werklose is nie. Daar is net geen morele regverdiging daarvoor om dit te doen nie vir Coca-Cola nie en vir geen ander maatskappy nie. Nou ja, daar is natuurlik 'n lang lys van ander maatskappye wat ook sulke rasvoorskrifte in posadvertensies insluit, net om met die regering saam te speel, en hulle gaan en hulle moet daarvoor ontbloot word. Coca-Cola het bevestig dat die advertensie teruggetrek is. Die VF+ waarsku dat die Suid-Afrikaanse lugdiens steeds op bankrotskap afstuur ten spyte van oënskynlike goeie uitslae vir die afgelope boekjaar. Die VF+ LP en hoofwoordvoerder oor vervoer, Philip van Staden, sê dat hoewel die betrokke finansiële state 'n positiewe prentjie skets, dit van korte duur sal wees. Van Staden sê dat die lugdiens se totale bates sy laste oorskry, maar dat die skuld tot R9,4 miljard verhoog het. Die ouditeur-generaal bestempel die SAL se geldelike status as onvolhoubaar weens swak rekordhouding en gebrekkige bestuur. Nou die Vryheidsfront Plus voel baie sterk dat die tyd aangebreek het dat die belastingbetaler finaal van die SAL las onthef word deur hierdie redery te verkoop. Die regering sal nooit werklik daarin slaag om die SAL sonder deurlopende hulp uit sy finansiële verknorsing te kry nie. Privatisering is die enigste uitweg om finaal van hierdie duur, dooie voël ontslae te raak, wat soos 'n albatros om die belastingbetaler se nek hang. Werksoekers in Suid-Afrika word gewaarsku dat leuns oor kwalifikasies op CV's nou 'n strafregtelike oortreding kan wees. Nuwe wysigings aan die nasionale kwalifikasieraamwerk beteken dat mense wat kwalifikasies vervals of oordryf, boetes of tot 5 jaar tronkstraf kan kry. Die wet geld ook vir vals inligting op platforms soos LinkedIn en ander sosiale media, en werkgewers word verplig
om kwalifikasies te verifieer voor aanstellings gemaak word. Oortreders kan ook op 'n nasionale register van kwalifikasiebedrog geplaas word. Kenners sê selfs onvoltooide studies mag nie as volledige kwalifikasies voorgestel word nie. Suid-Afrika se internasionaal bekroonde sopraan Mimi Koortse is gisteraand in die ouderdom van 93 jaar in haar huis in Pretoria oorlede. Koortse, wat in 1932 in Durban gebore is, het haar studies in Johannesburg voltooi voordat sy 'n wêreldbekende opera loopbaan in Europa begin het. Sy het in 1956 haar debuut by die Weense Staatsopera gemaak en die rol van die koningin van die nag in die Towerfluit vertolk, 'n rol wat sy meer as 500 keer internasionaal uitgevoer het. Sy het in groot operahuise in Europa opgetree, waaronder in Italië en Oostenryk, en het Suid-Afrika ook op die internasionale verhoog verteenwoordig. Hier is 'n uittreksel uit 'n Bravo-episode op Kyknet, toe ons Mimi haar 90ste verjaarsdag gevier het. Mimi Koortse het nog altyd geglo wanneer daar 'n rede is om fees te vier, dan moet dit gedoen word. Daar is dus geen beter rede as op partytjie te hou en 'n glasie te klink nie. Dis vir ons 'n groot voorreg om hier te wees vandag. Baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Baie dankie. Ons Mimi word onthou as een van Suid-Afrika se grootste opera talente en 'n baanbreker wat aan plaaslike kunstenaars internasionale erkenning gegee het. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Is jy bang? Dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie. Ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie hê dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet nie wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.